Broer en suster, kom ons begin lekker saam sing vanmôre. Ek gaan nou maar die voorafsang lei vanmôre. Kom ons begin met lied. Ek nou sien ek het dit nou hier op my papier. Ek probeer nie daar kyk nie, nou probeer ek dit maar hier by my ook kry. Ek het dit uitgedruk hier, maar nou moet ek nog my orde kry. Goed, ek het dit. Kom ons begin met lied 202. Prys hom die hemelvors op sy verhewe troon. Aan wie loof hom aan wie die hemelkoor. Skus, ek soek hom nou hier by my. Ek gaan hom nou kry, maar kom ons sing so lank lekker saam en ek sal my ritme nou kry. Kom ons loof die Here. Prys hom die hemelvors op sy verhewe troon. Loof hom aan wie die hemelkoor al des dies betoon. Aan hom die Skepper Heer, kom toe die eer en mag. Sy woord het alles voortgebring, roem ewig sy gesag. Loof hom die Lam van God, want hy is vir ons geslaag. Hy het ons met sy bloed gekoop, wees in sy reddingsmacht. Uit elke stam en taal het hy ons vrygemaak. Sy koninkryk, sy priesterdom, dit het hy ons gemaak. Loof hier in eerlikheid, die wysheid en die krag. Behoort aan God daar op die troon en aan die Lam geslag. In die ewigheid sal ons die lied laat hoor, die hele skepping oor al oor, amen in 'n koor. Dan sing ons lied 453, daarvan sommer al 3 die verse. Ons aan die Vader dank en ere, die tweede vers is aan Christus ons aanbidding, die derde een aan die Heilige Gees ons danklied. Kom ons loof die Here saam met daardie een. Vader, dank en ere, laat ons saam sy loflied sing. Hy het al ons skuld vergewe, laat ons hom hulde bring. Hy is genadig en magtig, die bewerker van ons heil. Kom ons loof hom, kom ons eer hom, vir onverdiende seën. Aan die Christus ons aanbidding, hy is dit waardig Lam van God. Hy kom leer ons wat is liefde, dit is sy groot gebod. Hy is gestuur van die Vader, en so stuur hy ons ook uit. Kom ons loof hom, kom ons eer hom, vir onverdiende seën. Aan die Heilige Gees ons danklied, hy wat ons leer glo en bid. Hy kom lei ons in die waarheid, wil ons voluit besit. Hy laat eer ons die Vader, leer ons doen wat Jesus vra. Kom ons loof hom, kom ons eer hom, vir onverdiende seën. Aanvang 243, pragtige lied, gebed van Koos Du Plessis, laat my nooit die grond verlaat nie,
Laat my in u skadu bly. Gee dat elke aardse vreugde en vrees eintlik nietig word vir my. Wat 'n pragtige lied. Kom ons sing dit ook aanbidding. Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in die skadu bly. Gee dat elke aardse vreugde en vrees eintlik nietig word vir my. Elke afdraaipaadjie ken ek. Elke keer het ek gedwaal. Elke keer het hy my ewers omhaal. Maak dit hier die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte. Elke kamer net gehuur. Elke aardse droom van rykdom en roem, net 'n skadu teen die muur. Wat ek is net genade. Wat ek het is net geleen. Eindelijk smag ek na u waters van rus. Lei my Heer vanaand daarheen. Wat ek is net genade. Wat ek het is net geleen. Eindelijk smag ek na u waters van rus. Lei my Heer vanaand daarheen. Lei my Heer vanaand daarheen. Broer en suster, hartlike goeiemôre. So lekker om almal vanmôre hier te sien. En ja, dis nog vakansie en dit is die laaste Sondag van 'n vakansie. Ek sê altyd dankie as dit die laaste Sondag van 'n vakansie is, want dan weet ek volgende Sondag is almal weer terug. En die kinders weer terug en terwyl ek daarvan praat, ja, volgende Sondag is dan weer jeuggroepe. Maar voordat ek aangaan met die aankondigings, is hier enige besoekers by ons vanoggend. Neem die vrymoedigheid om die hand op te steek. Daar agter, van waar is julle? Van Meyerton, baie welkom hier by ons vanoggend. Hoop julle kuier sommer baie lekker saam. Het iewers nog 'n hand gesien, nog besoekers? Iemand hier, op die galery? Iemand hier daar, iemand het ek sien, iemand wys so. Van waar is hy? Van Ermelo, my kom kuier net vandag hier by ons, baie welkom. Dat hy kom kuier vandag. Verder lyk vir my ek kan nog nie sê al die gesiggies lyk bekend, die party lyk nog onbekend. Maar baie welkom aan elkeen vanmôre hier. Goed, baie geluk aan almal wat hierdie week 'n huweliksherdenking vier. Is hier iemand wat 'n huweliksherdenking vier? Ja, kom ons begin. Hier's 'n paar hande. Kom ons hoor gou. Janice, hulle, hoeveel jare? 6 jaar. Baie geluk. Mag dit wonderlike, mag die volgende 6 en 12 en 18 sommer baie voorspoedig wees. Right, iewers het ek nog hande gesien. Japie, julle, hoeveel? 33. Is min dat die manne dit onthou, maar baie mooi, Japie, 33 jare. Goed, nog huweliksherdenking hier. Reeds hulle, hoeveel jare? 3 jare. Baie geluk. 3, 6, 9. Mag die volgende wat voorlees sommer baie voorspoedig vir julle wees. Nog Willie en Sanet, hoeveel jare? Willie, kan ek vir jou vra, jy onthou? 41 jaar. Baie geluk aan julle ook. Het ek nie iemand gemis nie. Goed, Janie, julle ook. Hoeveel jare?
34. Genade, lyk my dis 'n feesvierende week wat voorlê, soos huweliksherdenkings kan vier. Baie geluk. Ek hou daarvan om dit vir mense te vra, want die huwelik is so 'n ongelooflike instelling. Deur die Here, en Paulus skryf daaroor in Efesiërs 5. So dis 'n ongelooflike ding om te vier. En so baie geluk aan almal. Het ek nou nie iemand gemis vanoggend? Lyk nie so nie. Dink is die meeste kere wat ek ooit in my lewe iemand vier paartjies sommer op in een week. Goed. En dan die bazaar die 10de Mei, ek het nou nie die fotootjie daar op nie, die bazaar die 10de Mei en daar's 'n bazaar vergadering eerskomende Woensdag aand 6:00 asseblief. Al die betrokkenes of as jy daarby betrokke wil raak ook. En dan volgende Sondag die 13de is daar jeuggroepe na die erediens. Ja, met al die vakansies is dit die enigste Sondag in April waar daar 'n kategese Sondag is. Dis nou volgende Sondag die 13de. Dan vanoggend kom drink lekker tee saam na die diens. En dan ook, gaan net my enetjie terug asseblief. By die bazaar wil ek net sê die donasiehouers is hier voor. Jy sien hierdie waterbottel hier voor. As jy 'n donasie wil gee vir die aankoop van goedere en voor in die kerk is ook 'n boks. As jy daar lekkers wil bydra met die oog op die bazaar, om ons kyk of ons dan ietsie binne in hierdie bottel kan gooi ook asseblief. Dan by voorbidding vra ek ons vir Kevin Roberts wat nog aansterk na operasie. Nou Anne-Marie Meyer. Anne-Marie het net vir 'n prosedure gegaan maandag en soos daar ander dinge ook wat aandag moet kry. So sy's geopereer en sy is uit die hospitaal uit, maar sy's by haar dogter in Kreersdorp. Sy moet Vrydag weer daar wees. Dis hoekom Lodewyk maar alleen daar is vanoggend. Dan vra ons nog voorbidding vir oom Flip en ook vir tannie Annetjie. En dan Herman Burman is nog in die hospitaal, hy het 'n stent ontvang. En ook Henk Burman wat 'n prosedure aan sy voet ondergaan het. So ons vra u voorbidding daar vir hulle ook asseblief. Dan die verjaarsdae, vandag Philip Kutse, maandag die 7de Gerda Botma, dinsdag Hannes Human, die 9de Claudette Breed, Jessica Jacobs en Gert Simon, donderdag die 10de Jacques Rautenbach en Vrydag die 11de Willie Jacobs en Chris van Sail en Saterdag die 12de Antonie Swanepoel en Susan van Rooyen. En dan daar's die bazaarprentjie, die 11de, die 10de Mei gaan ons almal sommer 'n lekker groot partytjie hou. Teken dit maar aan asseblief. Onthou dan ook die Vrydag aand voor die bazaar, kuier ons almal lekker saam van 5:00, 6:00 af gaan ons braai. Jy gaan 'n braaipak vir jou wees en ons gaan lekker pap en sous hê en ons kuier sommer lekker saam. En dan die aand 8:00 tree Wynand en Cherie Strydom dan op hier in die kerkgebou. Nou die rede vir die kerkgebou is omdat die weer so onvoorspelbaar is daai tyd van die jaar en ons dit hier in die kerkgebou dan sommer hulle optrede sal hou. Goed, dit is al wat die aankondigings betref. Ek wil vra dat jy net in jou hart sal stil word vir hierdie ontmoeting met die Here. Hy sê waar 2 of 3 in sy naam vergader, daar is hy in hulle midde. Kom ons word stil en stel jouself in vir die ontmoeting. Waarlik, wie anders as die Here is God? Ja, wie anders as ons God is 'n rots. Hy omgord ons met krag. Hy maak ons pad voorspoedig. Hy maak ons voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy ons veilig loop. Amen. Broer en suster in die Here Jesus, genade, barmhartigheid en vrede. Dit kom van God, ons almagtige Vader. Dit kom van die Here Jesus Christus, die lydende knegt van die Vader. Dit kom van die Heilige Gees wat ons voorspraak by die Vader is. Kom ons antwoord hierop met 'n pragtige loflied. Punt 85. Dis 'n nuwe een van my ook. Ek en Loretta het hom gisterand kliphard in die huis gesing om hom te leer en ons
Verstaan, die gemeente ken hom baie goed, kom ons sing hom met oorgawe. Dis 'n ongelooflike lied, kom ons loof die Here saam. Here, ons Here, hoe groot is U. Here, ons Here, hoe groot is U. Die hemel en die aarde, wys die wonders van U naam. Kyk die maanlig in die hande, en die sterre sê dit saam. Here, ons Here, hoe groot is U. Here, ons Here, hoe groot is U. Al die kinders, selfs die kleinstes, wil oor U kom sing en juig. Al die mense wat in U is, sal ook voor U moet kom buig. Here, ons Here, hoe groot is U. Here, ons Here, hoe groot is U. Ons as mense is maar nietig, tog gee U ons roem en eer. U versorg ons en U kroon ons om U skepping te regeer. Here, ons Here, hoe groot is U. Here, ons Here, hoe groot is U. Al die diere van die aarde het U aan ons toevertrou. U laat eers ons oor die skepping wat U in U hande hou. Here, ons Here, hoe groot is U. Here, ons Here, hoe groot is U. Kom ons bid saam. Here, ons Here, hoe groot is U? Wie kan dit vanmôre kom bepaal? Wie kan vanmôre, Here, U grootheid raak sien sonder dat U dit nie aan ons kom openbaar het nie? Maar tog, Here, is ons begrip van U grootheid vanmôre nog maar klein en beperk. Want U is groter as dit wat ons kan dink. Nie net groot nie, Here, maar heilig, almagtig, alomteenwoordig. Mag ons nooit vergeet, Here, wanneer ons daagliks in U teenwoordigheid is, dat U heiligheid bepalend is vir elke stukkie van ons lewe. Dat U heiligheid, Here, bepaal wat ek gaan dink, bepaal wat ek gaan sê en bepaal wat ons moet doen. Here, soms dink ons nie daaraan nie. Maar dankie dat ons vanmôre, Here, U kan aanbid as hierdie heilige God van hemel en aarde. Ons aanbidding, Here, is baie dae, Here, karig. Ons besef nie altyd hoe groot U is nie en daarom is ons lewe ook nie altyd soos wat U dit eintlik in U raadsplan vir ons beplan het nie. Mag U erediens vanmôre, Here, ons daartoe lei om 'n groter begrip te hê van U heiligheid. 'n Groter verstaan. En daarom vra ons, o Here, mag U woord dan vanmôre ons kom lei en ons kom toerus, sodat ons, Here, dienooreenkomstig ons lewe dan, Here, U naam kan groot maak.
Dankie vir die woord vanoggend. Dat ons daarin kan lees van Here, van u lewe. Want ons lewe, Here, kan nie 'n volmaakte lewe wees en 'n volwaardige lewe in diens van Christus wees as ons nie eers die lydenspad saam met u gestap het nie. Help ons om vanmôre, Here, te groei en gevorm te word soos u wil hê ons moet wees. Ons vra dit dan, Here, in die naam van die Here Jesus met 'n hart vol dankbaarheid. Amen. As jy vanoggend saam met my wil lees, Markus hoofstuk 14. Markus 14 vanaf vers 17 tot 21, net daardie paar verse. My Bybel op bladsy 71, as jy dit saam wil volg. Matteus en dan kry jy die evangelie van Markus. Vanaf vers 17. Die aand kom Jesus toe met die 12 daaraan, terwyl hulle sit en eet, sê hy, dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai, een wat saam met my eet. Hulle was onthits, en een uit die ander het hom gevra, dit is tog nie ek nie. Hy sê toe vir hulle, dit is een van julle 12, die een wat saam met my sy brood in die skottel insteek. Die seun van die mens gaan inderdaad sterwe, soos daar oor hom geskrywe staan. Maar wee die man, deur wie die seun van die mens verraai word. Dit sou vir daardie man beter gewees het, as hy nooit gebore was nie. Ons lees net tot daar. Broer en suster, het iemand jou al in die rug gesteek? Hoe het dit gevoel? Dink elkeen van ons is iewers in ons lewe al deur so 'n situasie waar jy regtig verraai is. Jesus weet hoe dit voel. Jesus word hier deur iemand verraai of Jesus sê iemand gaan hom verraai. Nou wat beteken hierdie woord verraad? Nou die Griekse woord daarvoor is paradosei. Nou dis nie sommer net 'n woordjie wat ek en jy vanmôre op 'n ligsinnige manier moet na kyk nie. Dit druk intense pyn uit. Dit druk intense eensaamheid uit. Die seer, dit beteken om iemand te opponeer. Dit beteken om iemand intentioneel seer te maak. Om iemand se naam intentioneel deur die modder te kom sleep. En wat dit nog erger maak, is dat wanneer dit dalk 'n boesemvriend is wat jou seer gemaak het of verraad teenoor jou gepleeg het. Miskien het jy dit ook al in jou lewe ervaar, dat jy vir jare in 'n verhouding met 'n persoon was, dit jou intieme vriend was, met wie jy jou lewe vertrou het, en dat daardie persoon jou met messe in die rug kom steek het. Dit is hoe die seer was wat Jesus moes ervaar het, en wat Jesus geweet het, iemand hom gaan aandoen. Hy moes geweet het en gevoel het hoe dit sal wees as iemand hom gaan verraai. En dan, broer en suster, Jesus, wat hier sê dat iemand hom gaan verraai, terwyl hy die een is wat na hulle toe gekom het, sodat hy met hulle in 'n nuwe verhouding kan kom staan, sodat hy hulle kan lief hê, sodat hy die verlossing van die Vader vir hulle kan kom gee, sodat hy hulle hoop kan gee. Daar was niemand wat vir hulle meer liefde kon gee as Jesus nie. Wat vir hulle kon sorg soos die Here Jesus nie. Wat hulle kon voorsien soos dit wat Jesus vir hulle kon voorsien het nie. Dan voorspel Jesus, hierdie liefde van my gaan in my gesig teruggegooi word. Een van julle, een van die 12, gaan my op die ou end verraai. En dan speel hierdie gedeelte hom af net voor die instelling van die nagmaal. Jesus het klaar geweet, dan vers 18 sê hy, een van julle sal my verraai. Nou broer, wat nog meer hartsverskeurend van hierdie verhaal is dat iemand vir Jesus gaan verraai. Nou ons weet nou, dis Judas. Maar hoekom is dit so hartsverskeurend? Omdat jy en ek vanoggend moet weet wie Jesus is wat verraai gaan word. Jesus is die seun van God wat verraai gaan word. Maar nou moet jy jou teologiese denke so bietjie net agter mekaar kry om te weet wie is Jesus. Jesus is God. Jesus is
die verpersoonliking van die Vader. Jesus sê, iemand gaan vir God verraai. Iemand gaan my verraai, maar dit beteken dat hy die heilige God gaan verraai, die God wat gekom het om jou en my stikkindheid te kom herstel. Dis die God wat iemand gaan verraai. Hy's die een wat aan jou liefde kom betoon. Hy's die heilige God aan wie jy jou lewe moet toewy. Dis vir hom wat jy gaan verraai. Maar nog erger. Hierdie persoon vir wie Jesus gaan verraai is een van die 12. Met ander woorde, dis die een vir wie Jesus uitgekies het om sy Nuwe Testamentiese kerk te wees, want dit moet jy nou onthou, broer en suster, dat hierdie 12 disippels die begin van die Nuwe Testamentiese gemeente, die begin van die kerk, die wortels ook van ons kerk. Sê my, een van julle gaan my verraai. Judas gaan dit doen, maar nog erger, hy's die finansiële voorsitter van daardie gemeente. Hy's die ou met die beursie. Hy het gesteel uit die beursie uit. Judas het die wonderwerke van Jesus belewe. Hy het die boodskap van Jesus gehoor. Hy het die liefde van Jesus gesien by die uitgeworpenes van die wêreld. Hy het gesien hoe Jesus in wonderverhale en wonderwerke mense getroos het en mense genees het. Hy het gesien hoe Jesus wonderwerke doen, die 5 brode en die 2 visse, duisende mense wat vir Jesus verwerp het, het hy gesien hoe hy sy liefde aan hulle betoon. Maar wat doen dit aan Judas? Niks nie. Dit het geen impak op sy innerlike gehad nie. Geen impak op sy geloofslewe gehad nie. Niks het vir Judas beïndruk nie. Dan kom hierdie aankondiging van die Here Jesus. En eintlik staan daar in Johannes 13, dit is al Johannes 13 ook aan. Jy kan dit maar by die huis gaan lees waar hy ook daar sê, een van julle gaan my verraai. Nou hoekom sou dit gebeur? Ons sou nou kon dink het, maar kon die Here nie hierdie verraad gekeer het nie? Maar Jesus kom seker as wat hy wou. Maar op die ouend moet ons onthou dat Jesus besig is op daardie oomblik om homself aan hierdie disippels te openbaar, om homself aan die wêreld te openbaar. So hy moes deur hierdie lydenspad gaan sodat hierdie 12 disippels en ook ek en jy vandag vir Jesus kon leer ken. Maar die mooi woorde in Johannes 13 vers 18 is, die een wat saam met my brood geëet het, en dan kan jy maar die 2020 vertaling en die 53 vertaling gaan nalees, staan daar een, die een wat sy hakskeen teen my gaan lig. So die een wat my gaan verraai, gaan sy hakskeen teen my lig. Dit staan in die oorspronklike vertaling, en die 2020 vertaling het hom nou reg kom vertaal weer. 83 vertaling wat ek nou gelees het gesê iemand gaan my in die rug kom steek. Miskien net gou vir u verduidelik wat dit beteken hierdie hakskeen lig. Johannes gebruik dit as 'n voorbeeld. Beteken iemand kom staan voor my, hy neem 'n wilsbesluit, terwyl hy my in die oë kyk om sy rug op my te draai. En dan wat dan gebeur het, dan was daar 'n tweede ding wat gebeur het. As hierdie persoon dan omgedraai, is 'n tweede besluit wat hy neem. En as hy sy eerste tree gegee het, voordat hy sy agterste been die tweede tree gee, lig hy sy hakskeen op, as 'n teken daarvan, ek skryf jou af. Kan u sien hoe intens was hierdie verraad, waarvan Jesus praat, en hy sê, dit sal een van julle wees, wat my gaan verraai. So Jesus het vooruit geweet, hierdie disippels erken hom, stap die volle pad saam met hom, maar een van julle gaan my verraai. Hierdie woorde van Jesus sê eintlik in die eerste plek nie iets oor Judas. Dit sê eintlik iets oor Jesus Christus self. Dit sê daar wie Jesus Christus is. Dit sê dat hy die een is wat goddelike insig het. Hy kan sien wie gaan hom verraai. Hy weet in sy hart wie gaan hom verraai. Jesus weet, ek het hierdie ou gekies. Hierdie ou wat die grondlegging van my kerk gaan wees, ek het hom gekies. Jesus het dit geweet. Daarom weet hy vandag, broer en suster, ken hy my in jou hart? Hy weet wie ons is. Hy weet of ek en jy hom liefhet en of ons hom nie liefhet nie. Hy weet of ons hom gaan verraai of ons hom nie gaan
verraai nie. Hy ken elke lidmaat van die kerk. Partykeer wil ons dinge vir Jesus wegsteek. Partykeer wil ons eie sonde en ons eie stikkindheid en ons eie gebrokenheid wil ons kom wegsteek. Daarom kom die Here Jesus en hy ken vir Judas ten diepste. Hy weet hy gaan sy hakskeen teen my lig. Maar hoekom gebeur hierdie goed, broer en suster? Die groot rede daar agter, en nou moet jy dit vanmôre onthou, is sodat die skrif vervul kan word. Met ander woorde, daar is 'n profesie wat vir ons sê dat hierdie skrif vervul moet word. Ek lees dit vir u, Johannes 13 vers 18 en 19. Hy wat van my brood eet, het my in die rug gesteek. Ek sê dit nou vir julle, sodat julle kan weet dat ek is wat ek is. As jy die Johannes Evangelie gaan lees, gaan jy onder in die Bybel 'n voetnota kry. Hier heel onder, hy verwys na Psalm 41 vers 10. Van 'n boesemvriend wat vir iemand in die rug gesteek het. So Johannes verwys eintlik daar na Psalm 41 vers 10. Wat het daar gebeur? Dawid skryf oor 'n man. Dit staan nou nie daar nie, maar jy moet dit gaan lees in 2 Samuel 16. So jy sien die lyn wat deurgetrek word. Hy praat van Agitofel. Agitofel was die raadgewer van Dawid. En toe gebeur dit dat Dawid en sy eie seun in mekaar se hare is. En Absalom gaan vra toe raad by Agitofel, wat Dawid se raadgewer is. Hoe moet ek hierdie ding hanteer? Maar wat doen Agitofel? Die boesemvriend van Dawid draai sy rug op Dawid en hy kies Absalom se kant. So daarom word daar ook verwys na 'n boesemvriend, Agitofel, wat vir Dawid in die rug kom steek. En dat hierdie gebeure dan eintlik 'n profetiese prentjie is van dit wat tussen Jesus en Judas gaan gebeur. Ek weet dis nou 'n mond vol, broer en suster, maar gaan lees maar hierdie gedeeltes by die huis bietjie deur, 2 Samuel 16 en 2 Samuel 17. Wat dan verwys ook na Judas wat vir Jesus gaan verraai. En dan word in ons teksgedeelte gesê dat Judas sy brood saam met Jesus in die skottel gaan steek. Met ander woorde, daar staan letterlik die een wat saam met my in die skottel gaan indoop. Die een wat saam met my aan die tafel gaan sit. Dis hy wat my gaan verraai. My broer en suster, u weet, wanneer leef ons met die intiemste verhoudings met vriende, wanneer jy hulle nooi vir 'n braai. Wanneer hulle nooi om saam met jou te kom eet, is dit mos nou 'n teken van intense vriendskap. Ons sit aan 'n tafel, 'n loyale vriendskap. So daarom was dit 'n verskriklike intieme daad om saam met iemand aan tafel te gaan sit. En dan voorspel Jesus dat hierdie ou wat saam met my aan die tafel gaan sit, hy gaan my verraai. Die skok en die pyn van so iets is verskriklik. Vir Dawid was dit verskriklik dat Agitofel, my boesemvriend, my in die rug kom steek. En toe gebeur dit. Markus 14 vers 44. Die een wat ek soen, dit is hy, gryp hom en vang hom. Hy het na Jesus toe gestap en gesê, Rabbi, en hom met 'n soen gegroet. En net daarna besef Judas wat hy aangevang het. En dan probeer hy hierdie hele ding regstel. Nou wat was die gebruik in daardie tyd? Wanneer jy 'n transaksie met iemand aangegaan het, dit was die gebruik dat as jy iets verkoop het, en jy's nou spyt dat jy hierdie ding verkoop het, dan het jy na die tempel toe gegaan en jy het hierdie geld, hierdie koopsom gevat en jy het dit teruggegooi in die tempel met die hoop dat 'n ander persoon dit gaan vat en hierdie kooptransaksie ongeldig maak. Dit was die gebruik. En nou is Judas nou baie spyt dat hy vir Jesus gesoen het en hy vat 30 sikkel silwer en hy gaan gooi dit op die tempel se vloer en hy dink Jesus gaan nou terugdraai of dit gaan my verraad gaan dit omdraai en Jesus gaan my daar vergewe. Hy probeer sy fout met geld terugkoop en ons weet broer en suster, Jesus val nie daarvoor nie. Hoekom praat Jesus dan oor hierdie toekomstige gebeure? Hy wil die wêreld los en dat hulle weet dat hierdie verraad 'n diepe, intense boodskap het oor die identiteit van Christus. Jesus wil homself kom bekend maak. Maar hy wil ook deur hierdie daad, omdat hy homself wil bekend maak, die disippels kom sterk in hulle geloof
die wêreld op 'n punt van 'n nuwe verhouding in die Here Jesus Christus bring, sodat hulle op die ou end almal kan glo dat hy die verlosser is. Maar dit was nodig dat Jesus eers moes ly. Dit was nodig dat Jesus gemartel word. Dit was nodig dat hierdie profeseë eers in vervulling gaan. En hierdie vervulling, broers en susters, van hierdie profesie was die essensiële ding wat hulle moes verstaan, dat Jesus hierdie lydenspad moet loop. Want onthou, die disippels het 10-1 hierdie profesie baie goed geken. In Romeine 15 vers 4 lees ons alles wat vooraf in die skrif opgeteken is tog aangeteken om ons te leer, sodat ons deur standvastigheid en bemoediging wat die skrif ons gee, vol hoop kan wees. Nou moet jy mooi hoor. Hoekom doen Jesus dit nou? Hoekom sê hy dit vir sy disippels? Juis omdat hy vir hulle wil voorberei dat sy lyding, sy inhegtenisneming, sy kruisiging, sy sterwe en sy opstanding noodsaaklik is dat hulle sal moet glo, sodat hulle kan weet waarom hy na hierdie wêreld toe gekom het. So Jesus het dit geweet. Hy wil hê die disippels moet dit weet. Hy wil hê die wêreld moet dit weet. Dit is my plan, sodat die profesie in vervulling kan gaan. En wat veroorsaak dit? Het die disippels eintlik maar net 'n stukkie verwarring. Na Jesus dit bekend gemaak het, is hulle in rep en roer. Want onthou, tot op daardie stadium was die lewe van die disippels baie goed. Hulle het die Here Jesus Christus gevolg. Hulle het agter hom aangestap. Behalwe natuurlik Judas. Hy het ook aangestap tot op die laaste. Selfs daai oomblik toe Jesus vir Lazarus uit die dood het laat opstaan het Judas saam gestap. Maar hoekom volg Judas vir Jesus? Om die verkeerde redes. Hy het gedink hy kan self iets daaruit kry. Hy volg Jesus nie omdat hy vir Jesus ken of wat hy in 'n persoonlike verhouding met hom staan nie. Hy is selfsugtig. Hy wil net 'n verhouding hê sodat sy eie lewe verryk kan word, sodat dit net met hom op alle terreine van sy lewe goed kan gaan. Hy het nie besef dat Jesus hom roep om aan hom toegewyd moet wees nie. Hy het nie besef dat ek deel van die 12 is wat die wortels van die Nuwe Testamentiese kerk is. Judas het ander motiewe gehad. Hy steek weg. Hoe sou dit gelyk het as Judas daar voor sy eie vriende, voor die ander 12 disippels moes gesê het, maar weet jy, ek gaan hom verraai. Ek het eintlik 'n ander oog. Ek volg hom nie omdat ek gered wil word nie. Ek volg hom omdat ek ander motiewe het. En ek dink hierdie broer en suster moet vanmôre vir elke lidmaat van die kerk 'n groot waarskuwing wees. Ons is in lydenstyd. Dat ons vanoggend dalk die vraag moet vra, wat is my motief om lidmaat van die kerk van Jesus Christus te wees? Dis 'n vraag wat ons baie diep oor moet nadink. Elke gelowige moet hierdie vraag antwoord. Waarom kom ek kerk toe? Waarom lees ek my Bybel? Waarom volg ek die Here Jesus Christus? Want vers 21 staan, weet die man wat deur wie die seun van die mens verraai word, dit sou vir daardie man beter gewees het as hy nooit gebore was nie. Ons sien hier dat beide Jesus en Judas veroordeel word. Jesus word deur die mense se veroordeel, maar deur God geroep vir 'n taak. Judas word deur die wêreld aanvaar, maar op die ou en deur God veroordeel omdat hy vir God in die rug gesteek het, omdat hy sy hakskeen teen die Here Jesus Christus gelig het. Broer, wat sê hierdie gedeelte vanmôre vir my en vir jou? Groot vraag is, moet ek en jy nie eerder vir Jesus weer die skat en die belangrike middelpunt van ons lewe kom maak nie? Die een wat jou verlos het. Vergeet nou vanmôre eers van Judas. Kom ons fokus eers op onsself vanmôre en ons vra die vraag, staan ek in 'n verhouding met die Here Jesus Christus? Is ek getrou aan Jesus Christus? Is my volgelingskap 'n volgelingskap vir die regte redes vir die Here Jesus Christus? Want ons kan maklik soos Judas wees.
saam met Jesus eet, maar my hakskeen vir hom lig. Oor bietjie meer as 2 weke van nou af, gaan ons Goeie Vrydag nagmaal vier. Waar ons ons hande saam met die Here Jesus in die skottel gaan steek. Op 'n intieme manier saam met Jesus aan die tafel gaan sit. Saam gemeenskap met hom belewe. Met watter rede? Watter motivering? Ons moet tog word gewaarsku om nie soos Judas te wees nie. Dat wanneer ek saam met Jesus aan die tafel sit en ek my brood saam met sy brood in daardie skottel gaan steek, ek kan weet, ek doen dit omdat ek hom liefhet. Ek doen dit omdat hy my liefhet. Ek doen dit omdat hy my verlos het. Ek doen dit omdat hy vir my hoop gegee het. Ek doen dit omdat dit sy raadsplan is om my van hierdie sondige wêreld en my eie verlorenheid te wil kom red. Gaan saam met hom eet, gaan saam sy liggaam eet, gaan saam sy bloed drink. Maar broers en susters, ons mag tog nooit deel van die kerk van Jesus wees en saam met Jesus eet en dink ons kan Jesus manipuleer op 'n manier sodat hy net aan my behoeftes kan voorsien nie. Broers en susters, hierdie ding leef nogal na aan my hart. Omdat ek op hierdie stadium van my lewe ontsteld is oor 'n klomp goed. Oor dit wat in die sosiale media verkondig word. 'n Voorspoedsteologie. Dat ek dien die Here sodat hy my barmhartig kan wees, sodat hy dit vir my kan gee, sodat dit met my kan goed gaan, sodat ek net voorspoed in my lewe kan hê. En die wêreld eet dit vir soetkoek op. En dan dink ek kan saam met Jesus aan die tafel sit. Net vir aardse voorspoed. Terwyl die aansit saam met Jesus aan die tafel nie iets is waardeur ek God moet manipuleer, sodat dit met my kan goed gaan. En dan pleeg ek verraad. Dan verraai ek Jesus. Dan soen ek hom. En sê dis hy. Wat hom kruisig hom. Terwyl hy reeds gekruisig is, broers en susters. Sodat ek en jy hom kan ken, sodat ons hom kan lief hê, sodat ons anders as Judas ons lewe aan Jesus Christus kan kom oorgee. Ek gee nie om wat met Jesus gebeur nie, solank ek net die voordeel daaruit kan trek. Dis baie mense se gedagtes. Ek dien die Here sodat ek voordeel daaruit kan trek op aarde, ongeag of hy gekruisig is of nie. Broers en susters, ek sluit af vanmôre. Judas se lewe was op die ouend gedryf deur die Satan. Judas se lewe was gedryf deur eie begeertes, deur eie voorkeure. Hy self was die objek van sy lewe, in plaas daarvan dat Jesus die objek was, hy, die heilige God wat ek moet aanbid, en in wie hy wil kom investeer, sodat ek deur my lewe 'n getuienis vir die wêreld kan wees. Maar dan kom die Satan en hy kom vat alles wat Jesus in Judas se lewe wil kom investeer, kom vat hy op daardie oomblik, kom vat hy weg. Dan het Judas en Jesus niks in gemeen. Maar dan Judas en die Satan meer in gemeen as wat hy en Jesus in gemeen gehad. Johannes 13 vers 12 staan daar, Jesus en sy disippels was aan tafel. Die duiwel het al klaar vir Judas, seun van Simon Iskariot, op die gedagte gebring om Jesus te verraai. Hoe minder ek en jy aan die Here gaan toegewyd lewe, hoe minder sal ons bestand wees teen die versoekings wat op ons pad kom. Mag lydenstyd van die Here Jesus hierdie boodskap aan my en jou harte kom openbaar volg. Die lyding van Jesus is nie sodat dit net met my kan goed gaan nie. Ja, in 'n sekere sin ook, sodat ek die goedheid van sy genade en verlossing kan belewe. Maar die lyding van Jesus is daar, die vervulling van die skrifte, sodat ek en jy nie nodig het om ons hakskeen teen Jesus te lig nie. Sodat ons nodig het om in toewyding
aan die Here te lewe. Wanneer ons weer saam met hom aan tafel is, en eintlik as jy elke oomblik van jou lewe in gemeenskap met Christus, eet jy saam met hom, leef jy saam met hom, mag ek en jy hom dien. En weet, hierdie lydenspad van hom was sodat ons hom met volledige toewyding kan dien. Om vir my en vir jou daarmee te help, en om getrou aan die Here te bly, het hy sy wet vir ons gegee. Die wet dien as riglyn, as 'n spieël vir my en vir jou, om te kan kyk hoe lyk my en jou lewe, of ons lewe nie dalk soos Judas is nie. Broer en suster, as er vanoggend die 10 gebooie van toepassing maak op die lewe van Judas, gaan jy dalk jouself en ek myself daarin ontdek, en gaan dit vir my en vir jou help om meer toegewyd aan die Here te kon lewe. Die eerste gebod sê, daar is net een God. Judas, erken hy vir Jesus? Nee. Hy het die eerste gebod oortree. Ek en jy, geen beelde maak nie. Judas se afgod was hy self. Hy het homself gedien. Sy naam misbruik nie. Judas was nie getrou aan sy belydenis nie, aan sy disippelskap nie. Hy het geen respek vir God gehad nie. Hy het nie met Jesus geïdentifiseer nie. Die Sabbatdag heilig hou, ons kan nie so lekkere toepassing daarop Judas maak nie, maar op my en jou, hy dankbaarheid, die Sondag heilig hou. Eer jou vader en jou moeder is die 5de gebod wat gaan oor gesag, oor die wat oor jou aangestel is. Judas ontken die gesag van Christus. 6de gebod, jy mag nie moord pleeg nie. Judas neem sy eie lewe. Mag nie egbreek pleeg nie. Mag nie so lekker toepassing op Judas se lewe nie. Ons moet die huwelik heilig hou. Mag nie steel nie. Judas, die minister van finansies, hy steel uit die kas uit die beursie uit. Jy mag nie vals getuienis gee nie, daardie soen. Daai valse getuienis dat hy getrou aan Jesus sou wees, raai hy vir Jesus, verraad met een soen. Mag jy begeer nie. Judas begeer om sy eie lewe te verryk. Nadat Judas weg is uit die boortrek, sê die Here Jesus Christus aan sy disippels hierdie volgende woorde: Nou word die Seun van die mens verheerlik en God word deur hom verheerlik. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle liefhet, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle my disippels is. Broers en susters, ek gee vir jou 'n paar oomblikke vir stil gebed. Dink na oor jou eie lewe. Dink na oor jou disippelskap, dink na oor hoekom jy die Here Jesus Christus volg. Dink na oor die kere wat jy dalk jou hakskeen oor Jesus gelig het. Kom ons raak vir 'n paar oomblikke stil. Amen. Broer en suster, Judas het wel berou getoon oor sy sonde. Maar anders as Petrus wat vir Jesus verloon het sy verhouding met Jesus gaan regmaak. Judas probeer sy verhouding met Jesus regmaak deur die 30 sikkel silwer wat hy in die tempel gaan gooi het. Ek en jy staan vanmôre dalk op 'n manier skuldig voor die Here. Dis nie nodig om jou vanmôre self leed aan te doen nie. Dis nie nodig dat ek en jy vanmôre uit hierdie kerkgebou moet uitstap en wonder of het ek die vergifnis van die Here Jesus Christus nie. Want wanneer God my en jou kom oortuig van ons oortredinge en ons bring dit voor die Here, dan weet ons reinig hy ons van alle ongeregtigheid. As jy vanmôre skuldig voel oor iets,
Bring dit in berou, in belydenis voor die Here. Jy weet wat in jou lewe aangaan. Ek weet wat in my lewe aangaan. Kom ons doen belydenis van ons skuldbelydenis vanoggend. Ons sing 'n lied, die 239, waarvan die eerste en ook die derde vers, Jesus rots vir my geslaan, laat my asseblief nie verlore gaan nie. U hoef dit nie te doen met 30 sikkel silwer nie. U was self van God verlaat, laat u lyding sonder maat my tot heil wees en tot krag teen my sonde skuld en mag, en dan ook die derde vers as 'n skuldbelydenis. Jesus rots vir my geslaan, laat my nie verlore gaan. U was self van God verlaat, laat die lyding sonder maat my tot heil wees en tot krag teen die sonde skuld en maat. Onder las hou ek u verdienste vas. Ek kom om vergewing vra. U het ook my skuld gedra. U geslaan tot heilsfontein, was my heiland, maak my rein. Die Here sê as ek opreg bely, dan is ek vergewe. Moet asseblief nie vanmôre met 'n skuldgevoel uit hierdie kerkgebou uitstap nie. Al het jy en ek dalk vir Jesus in die rug gesteek op een of ander manier, het hy jou nou sopas ook vergewe. Hoor wat staan in Romeine 5 vers 1 en 2. God het ons dan nou vrygespreek omdat ons glo. Daarom is daar vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof vrye toegang tot hierdie genade waarin ons vas staan. En ons verheug ons ook in hierdie hoop om deel te hê aan die heerlikheid. Petrus het deel aan daardie heerlikheid omdat sy verhouding met Jesus herstel het. Judas homself gaan ophang en nie deel aan die heerlikheid van God gekry nie. Daarom kan ek en jy die Here loof vanmôre omdat ons vry is, omdat hy ons vergewe het. Kom ons sing 'n loflied tot eer van die Here. Liedboek 334, God is liefde, juig ons harte en bedink wat hierdie liefde gedoen het, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Kom ons sing al 4 verse. Bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef. Deur sy gees die wondergawe, laat hy weder liefde spruit. En die liefde wat volmaak is, dryf die vrees en selfsugtigheid. As die Vader in sy liefde, dan die sondaar maak tot kind, mag sy seun al meer gestalte in ons doen en late vind. Elkeen bely saggies in jou hart saam met my dat ons in Jesus Christus glo en
En na die geloofsbelijdenis sing ons spontane toewydingslied, Vonk 158 vers 1 en vers 2. Elkeen net in sy hart soos volg. Ek glo in God die Vader. Ek glo dat hy die Almagtige is. Hy wat die hemel en die aarde gemaak het. Ek glo in die Here Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here. Hy is ontvang van die Heilige Gees, gebore uit Maria. Pontius Pilatus gee hom oor om gekruisig te word. Hy sterf, hy word begrawe en hy daal ter helle neer. Op die 3de dag het hy opgestaan uit die dood. Hy het hemel toe gevaar en hy sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader. Hy kom terug om te kom oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, daar waar die gelowiges of die heiliges gemeenskap met mekaar het. Die vergifnis van sondes. Ek glo dat ek vir ewig sal lewe. Amen. Stes tu aan ons Redder, laat hy ons lof en eer ontvang, hy koning wat regeer. Bloed gekoop en maak van ons sy kerk, ons wil hom met ons gawes dien, met blydskap vir hom werk. Sy liefde so oneindig groot, laat ons eerbiedig juich. Dit bring ons na die wêreld toe, waar ons sal moet getuig. Laat ons gehoorsaam aan sy woord, ook daar betrokke raak. Met omgee en eerdiensbaarheid sy liefde sigbaar maak. Here, ons hoef nie verder vanmôre in skuld voor U te staan nie. Al het ons op 'n manier U kom verraai. Dat ons dalk oomblikke gehad het waar ons stil gebly het, toe ons vir U moes in die bres getree het. Maar Here, dit bring ons vanoggend weer, Here, op die punt waar ons besef hoe belangrik dit is om gemeente te wees. Om 'n gelowige te wees, om 'n kind van die Here of 'n uitverkorene genoem te wees. Want ek is daar om vir U in te tree wanneer die wêreld U wil veroordeel. Dankie Here dat ons die voorreg het om dit te kan doen. 'n Voorreg wat ons nie altyd insien nie. Laat ons anders dink oor ons verhouding met U, anders dink oor die gemeente, anders dink oor kerk wees. Want Here, as ons nie daaraan dink wie ons is en wat ons geword het in Christus Jesus nie, dan is die hele doel van kerk wees en hoekom ons hier in Ermelo is, Here, het dit geen betekenis. Ons het ons met hierdie lied ook aan U kom toewy. Mag ons ook daar waar ons leef en werk, Here, vir U opstaan, vir U opkom, wanneer die wêreld verraad teen U wil pleeg. Dankie daarvoor, Here. Ja, dis 'n slegte ding wat met Judas gebeur het, maar dat U dit ook vandag in U woord gebruik. Tot 'n waarskuwing vir elkeen van ons, maar ook tot 'n les, dat ons nie hoef daardie pad te loop nie. Bid vir ons gemeente, Here, elke lidmaat, jonk en oud, mag ons toegewyd aan U lewe. Bid vir ons kinders, Here, volgende Sondag is weer kategese of jeuggroepe, mag ons ook daar, Here, aan U kom dien en kom eer en toegerus word.
tot eer van u heilige naam. Dit vir ons bazaar wat voor lê, Here, vir 'n mooi dag, vir 'n geseënde dag, Here. Mag dit ook strek tot eer en verheerliking van u heilige naam. Ons bid alles vanmôre, o Vader, in die naam van Jesus met hartvol dankbaarheid. Amen. Ek kry nou geleentheid om die Here te dien met die offergawes. Kom ons sluit af met lied, amper sê ek 510, maar dit is 510 se melodie, dis Vonk 79, hy het maar net ander woorde, nuwe woorde. Genade so oneindig groot, gee u o Heer vir my, ook ek verlore sondaar mens word van my skuld bevry. Kan nie, wat 'n wonderlike woorde. Al het ons soms Jesus verloon, soms verraai, sê die Here, kom berou, kom kry berou, jy is vergewe. Kom ons sing al 5 verse. Genade so oneindig groot, gee u o Heer vir my, ook
my skuld bely. Nou leef ek dageliks uit die hand, my hart na U gekeer. Met al my gawes en verstand, wil ek U dien, o Heer. Ontvang die Here se seën en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die teenwoordigheid van sy Heilige Gees sal met jou wees tot in alle ewigheid.